aan die woord. Die woord wat die Here vanoggend op my hart gelê het en ek dink nou aan aanloop van die vastydperk wat ons nou gehad het. Die wat die laaste Sondag hier was en ons het 'n gemeente vasgeloop. So julle kan nog steeds volg hierdie week vas as julle wil, maar ons het 'n gemeente vasgeloop sodat ons ons vleeslike liggame kan afbreek en ons geestelike kan sterk maak. Want die ding is, ons vleeslike begeertes maak dat ons nie dinge van die Here doen wat ons moet doen nie. En dit weerhou ons van baie dinge. En dan maak dit dat ons gees swak is en dan wanneer moeilike tye kom en omstandighede kom, dan is ons nie sterk genoeg om die battles te fight nie, want ons gees is nie sterk genoeg nie. So ons moet ons gees sterk maak en dis hoekom het ons nou deur hierdie vastydperk gegaan. Die wat nie kon vas nie omdat hulle medikasie drink, het wel saam met ons gebid en het was wel saam met ons in gebed gewees. Maar die wat saam met ons gevas het, ek sal baie vinnig praat sodat ons kan eet en ons gaan lekker saam vetkoek en mints en koffie en ek het vir julle koeksisters gebring van my skoonsister af, so ons gaan lekker saam eet. Maar vandag se woord is in 'n aanloop van dit wat ons deurgegaan het. En as ek dit kan titel, wil ek sê, die Here werk ook in die stilte. Want sien, ons het nou hierdie wonderlike, maar moeilike tyd deurgegaan met die vas, want dit was moeilik vir almal van ons gewees. Ek sê dit aan die Sanet, as ek die Daniel vas moes gedoen het ek niks oorgekom nie, want ek gee nie om vleis in die kant toe te sit nie, maar ek moes 'n volle vas gedoen het. So, dit was moeilik geweest en dit het ons liggame afgebreek, maar sien julle, ek het 'n paar kilos verloor, maar my gees is net so vet, rond en ongeskik en gesond en my gees is sterk, nee? Want dit is wat ons wou bereik. Maar van ons het dalk 'n wonderlike ontmoeting tyd gehad in hierdie vastydperk. Maar dan sou ook ander van ons wat stilte gekry het. Ek weet nie of ek die enigste een is wat stilte gekry het nie, en ek het daaroor gedink, en ek het met iemand anders gepraat, wat nie in ons gemeente is nie, wat ook nou 21 dae lank vas, en ek dink hy het vas 40 dae lank, en hy het ook vir my gister gesê, hy is nou amper op die einde van sy vas, en hy eet niks, en hy drink net water, en hy sê, ek kan nie meer nie, ek voel ek wil opgee, want ek hoor niks nie, dit is stil, dit voel of ek dit maar net doen, en so het ek daaroor gedink ook, want in hierdie tydperk wat ek ook gevas het, was dit vir my ook stil. En sien, toe vra ek vir myself, het ek iets verkeerd gedoen? En ek dink dis menslik om te vra, Here, het ek iets verkeerd gedoen? Het ek nie die vas reg gedoen nie? Here, moes ek nie daai broccoli geëet het nie? Moes ek eerder maar nie groente geëet het nie? Here, moes ek heeltemal gevas het? Here, moes ek nie my oggendkoppie koffie gedrink het nie? Ek het my oggendkoppie koffie gedrink, ek kan nie daar sonder nie. Want anders gaan my liggaam heeltemal ingee en dan betaal ek verkeerde mense, verkeerde geld. So terwille van my werk en die werkers wat vir ons werk, moes ek koffie drink. Maar dan dink ek, Here, moes ek eerder nie dit gedoen het nie? Here, het ek iets verkeerd gedoen dat ek nou net stilte kry? Is dit omdat ek nog my koffie gedrink het? Of wat is dit, Here? Wat is dit in hierdie vas wat ek verkeerd gedoen het? Het ek nie die resep reg gelees en ek het dit nie reg gedoen nie dat ek nou stilte kry? Maar daar is tye wat ons self ook die oorsaak van die stilte is. Maar ek wil nou nie vanoggend daaroor praat nie. Ons gaan nie negatief praat nie. Maar daar is ook tye wat jy die blokkade is dat jy nie God se stem kan hoor nie. Maar vanoggend gaan ons praat oor hoekom die Here partykeer stil is. En ons gaan daai nou, hoekom jy 'n veroorsaak of 'n blokkade is, gaan ons nou nie oor praat vanoggend nie. Dit is 'n ander dag se praat. Maar vanoggend gaan ons praat oor hoekom die Here in tye vir ons stil is. En jy beloof jy het alles volgens die boek gedoen, maar ons nog steeds stilte en die Here praat net met sekere mense. Nou sien jy ander mense het deur 'n vastydperk gegaan, Jesie, en dit gaan kry met hulle. Die Here het vir hulle hierdie visioene gegee en die Here het vir hulle hierdie drome gegee en die Here het vir hulle hierdie groot openbarings gegee en dan dink jy, Jesie, ek nou, hoekom word ek nie geseën nie? Ek wil net sê die Here het nie witbroodjies nie, né? Die Here seën nie iemand meer as die ander ene nie, of omdat daai meer spesiaal is as die ander ene nie, of die Here seën nie vir 'n wanda omdat sy beter as ek kan bid, of wat ook al nie. Die Here seën jou as mens, en hy sien jou op 'n ander vlak. Hy sien jou nie soos ons menslike oë sien nie. Maar ons as mense
mens wil partykeer so voel, hoekom het ander mense hierdie groot ding gehad en ek het net stilte gekry nie. Want ons het ook gegaan ons het ingegaan in die vastydperk met 'n verwagting, hè. Ons het ingegaan en ons het hierdie groot hoop gehad, dat die Here nou vir ons hierdie wonderlike, groot openbaring gaan gee. Ons gaan nou vandag hier aankom, onthou ek het Sondag gesê, ek kan nie wag vir vandag nie, want die Here gaan vir ons iets groot doen, en ons almal het met hierdie verwagting gekom, ons gaan in hierdie plek instap, en hoor die Heilige Gees gaan hier val, en ons almal gaan nie weet wat om te doen nie, en of die mense gaan by mekaar kom, en 2 of 3 gaan by mekaar kom, en sê, ja, ek het hierdie openbaring gehad, die Here het vir my hierdie ding gegee, en dit gaan 'n bevestiging wees. Ons het hierdie verwagting gehad, en toe kry ons net stilte. Ons verwag nou 'n antwoord op gebed, ons verwag 'n oplossing op ons situasie, op ons probleme. Nou het ons hierdie wonderlike gebeurtenis wat gebeur, en die groot stem wat uit die hemel uit met ons praat, en dit is nou iets waaroor ons kan getuig, maar niemand van ons het dit ontvang nie. Nou dink ons, Here, hoekom het ek dit nie ontvang nie? En ek wil vir julle sê, Psalm 46 vers 11, ek gaan net dit vir julle so lees, dat sê, wees stil en weet dat ek God is. En dit is 'n groot opdrag met baie min woorde. Dis min woorde, maar dis 'n groot opdrag, wees stil in die stormtyd. Wees stil in die pyntyd. Wees stil in die droë tyd. Wees stil wanneer jy deur 'n situasie gaan en jy weet nie wat om te doen nie, en jy hardloop hiernatoe en hardloop daarnatoe, en jy besef die Here praat nie met jou nie, die Here gee nie vir jou antwoord op jou gebed nie. Die Here sê, wees stil en weet dat ek God is. Baie groot manne van die Here het al deur 'n stilte tydperk gegaan, waar die Here se stem stil was vir hulle. As ons dink aan Abraham, hy moes ook baie maal deur 'n stilte tyd gegaan het, waar God sy geloof getoets het, waar hy in geloof moes gewandel het, waar God net sekere tye met hom gepraat het, en die res van die tyd was hy op sy eie genade gelaat. Dieselfde was ook met Moses. Dawid, as ons die boek Psalms lees, dan kan ons sien hoeveel maal het Dawid gevoel die Here is stil. As ons Psalm 13 gaan lees, waar Dawid sê, Here, ek hoor nie u stem nie, Here, u stil, Here, waar is u, Here, ek skree na hulp van die hemele, en daar's niks. As ons die hele Psalms gaan lees, dan besef ons, hoeveel maal Dawid ook gevoel het, God praat nie met hom nie. God is nie daar in sy situasie nie. Daniel het na sy 21 dae van vastydperk, het hy ook gevoel, God se stem is stil. Hy het gevoel, daar's net stilte, en God praat nie met hom nie. God gee nie vir hom 'n openbaring nie. God is nie hier met hom in sy tydperk nie. Hoeveel maal in die woord het God vir 'n lang tydperk stil geword? As ons met vat van die boek Maleagi tot en met Lukas in die Nuwe Testament, was 400 jaar wat God se stem stil was vir sy volk. 400 jaar. Dis jou ouma se ouma se ouma se ouma wat deur stilte gegaan het, wat nie God se stem gehoor het nie, wat nie geweet het waar moet ons nou wees en die Here praat nie, die Here is stil. Die disippels van Jesus, nadat Jesus gekruisig was, het hulle ook deur 'n stilte tydperk gegaan. Tot en met die Heilige Gees gekom het en oor hulle gekom het en op hulle geval het, toe eers het hulle begin weer Jesus se stem hoor, maar daar was ook stilte vir hulle gewees. Hulle moes ook dit beleef het. Maar vanoggend wil ek met julle praat oor Elia. En ek wil graag Elia se hele storie met julle deel, en ek wil graag Elia se hele verhaal vertel, maar ek gaan nou net een deel daar uitneem, want anders gaan ek almal baie honger maak nou hierso. En ek weet ons almal wag vir die kos, maar Elia het deur 'n tydperk gegaan. Kom ons vat van die ballingskap af. Hy het voor honderde Baal-profete gestaan, en hy moes hulle het gesê, ja, hulle gode sal kan vuur maak, en hulle tot hulle gode gebid, en hulle self gesny, en hulle deur al hierdie dinge gegaan, want hulle wou gehad het, hulle gode moes nou vuur bring, en Elia het alleen gestaan voor sy God. En hy het die altaar gebou op 'n spesifieke manier, en hy het vir hulle gesê, gooi daai houtpaps op nat. Gooi hom nog 'n tweede keer nat.
gooi hom nog 'n derde keer nat. En die water het so afgeloop. En hy het gebid tot sy God, tot ons God, en hy het gesê, God, laat daar vuur kom. En God het uit die hemel uit vuur gestuur, en daardie altaar het begin brand. Want sien, Elia was 'n magtige profeet van God gewees. En God het hom magtig gebruik. Maar na dit het hy uit die land uit gevlug. En die woord sê vir ons dat hy het gekom op 'n plek waar hy onder 'n boom gaan lê en hy het gesê, Here, ek is verslaan, ek's vernietig, Here, ek kan nie meer hierdie doen nie, Here, ek gee op. Sien, hy het hierdie dramatiese konfrontasie met die Baal-profete gehad, saam met God het hy hulle verslaan en hy het vir hulle bewys dat ons God lewe en hulle God is net dooie gode wat niks vir hulle kan doen nie. En hy het op 'n plek, hy was eintlik op 'n plek van oorwinning gewees het en hy het op 'n plek gekom waar hy alleen en verlate was. En hy het gesê, Here, ek kan nie meer nie, ek gee op met hierdie. Wie het haar gevoel, hulle voel so. Here, ek kan nie meer nie. Here, ek het die een ding na die ander ding, na die ander ding, na die ander ding. Here, dit hou net nie op nie. Ek kan net nie meer hierdie doen nie, Here. Here, ek gee op, ek gaan nie meer kerk toe gaan nie, Here. Ek gaan nie meer bid nie, Here, want wat help dit ek bid en U hoor in elk geval nie. U stem is stil, U praat nie met my nie, U sê nie vir my iets nie, U openbaar nie vir my iets nie. Ons almal het al so gevoel dat ons net alles wil los. Maar Elia het op hierdie plek van totale vernietiging gekom. Waar hy daar gesit het en hy het gesê, ek kan nie meer nie, Here, ek gee op, hier is my bedankingsbrief, ek is klaar met die volk en ek is klaar met U en ek is klaar met alles, Here, maak my net dood. Ek wil nie meer hier wees nie. En God het so mooi gekom, in die vorm van 'n engel het God vir hom kos gegee. En die engel het vir hom gevoed, en hom wakker gemaak en hom gevoed, en hom weer wakker gemaak en hom gevoed, en hom gevoed. Sy gees sterk gemaak. En daarna het hy 40 dae gewandel. Tot en met hy by hierdie grot gekom het, en hy het in hierdie grot het hy nou God se aangesig gesoek, en hy het gedink hy gaan God hoor. En die Bybel sê vir ons dat 'n aardbewing het gekom, en in die aardbewing was God se stem nie. En na die aardbewing, eers was daar wind, en toe was daar die aardbewing, en God se stem was nie in een van die twee nie, en daar was 'n vuur gewees, en God se stem was nie in die vuur nie. En na die tyd, in 'n sagte windjie, het God se stem gekom. En God se stem het met hom kom praat. Maar sien, ons as mens raak benoud in die state, nie? As iemand stil bly, dan raak jy bekommerd. Want dit is gewoonlik beteken dit of hulle het jou nie gehoor nie, of hulle is kwaad vir jou. Hulle wil nie met jou nou praat nie. Maar die Here is nie iemand of 'n mens dat hy sou stilstyp bekry soos ons nie. Dat hy nie met jou gaan praat omdat jy nou iets gedoen het. Weet die mans weet waarvan ons praat. Maar God is nie so nie. God gaan nie stil raak omdat jy nou vandag nie na hom geluister het nie. Gister nie na hom geluister het nie. Nou op hierdie oomblik, nou dalk nou links gegaan het waar hy gesê het gaan regs nie. Hy gaan nie stil raak as gevolg van dit nie. Hy gaan nie ons straf as gevolg van dit nie. Maar die Here gebruik stilte om ons te vorm, om ons te genees en ons te vernuwe. Nou ek self het deur 'n stilte tydperk in my lewe gegaan. En dit was 12 jaar terug toe my ma oorlede is. En dit was die moeilikste tyd van my lewe en ek het gedink, dit is die ding wat ek in my lewe nooit sal kon oorkom nie. Ek sal nooit kan oor dit kom nie. Ek gaan dit nie lewendig hier uitmaak nie. En ek was so gewees dat ek die Here aangeroep het en ek het myself gesalf in die aand net om te kan slaap, want ek kon nie gaan slaap nie. Ek kon nie deur daai tydperk gaan nie. Dit was so 'n moeilike tyd in my lewe gewees en ek onthou, almal sê, ek is hier vir jou, en ek is lief vir jou, en ek verstaan waardeur jy gaan, maar ek het gevoel, niemand verstaan waardeur ek gaan nie. En ek het by my werk, het ek elke dag, dan kort hardloop ek na die toilet toe, en dan gaan lê ek daar op die sitplek, en dan sê ek, Here, ek lê nou op u skoot, Here, want niemand anders te verstaan my nie. Here, niemand anders te verstaan hierdie seer wat ek nou het nie, Here, maar u verstaan my. U verstaan hierdie seer waardeur ek gaan, Here. U verstaan dit wat ek nou voel, Here. U weet dit wat ek voel. En net u kan dit regmaak. En ek het
3, 4, 5, 6 keer 'n dag na daai badkamer toe gehardloop en daar op my knieë gelê en huil voor die Here en gehuil en niks nie. Ek het gedink die Here gaan ten minste kom en sê, there my child, it's okay. Dis okay, ek is daar vir jou, niks. Nie deur iemand wat na my toe kom en vir my sê, die Here sê, jy gaan dit maak deur hierdie my suster nie, niks. Niks. En ek het gedink, Here, hoekom praat jy nie met my nie? Ek het gevoel daar, dat al my gebede gaan net in die dak. Here, hier gaan ek deur hierdie bitter moeilike tyd in my lewe, deur hierdie stryd waar ek voel, ek gaan nie dit nie deurmaak nie. Verstaan nie as ek sê, ek gaan dit nie deurmaak nie. En Here, jy doen net niks. Jy help my nie deur nie. Jy gee nie vir my een of ander openbaring nie, Here. Hoekom is dit so stil? En as ek vandag terugkyk, dan kan ek sien waar die Here aan my gewerk het. Want vandag kan ek oor my ma praat en ek kan oor daai tydperk praat sonder om in 'n depressie in te val of baie depressief te raak en te huil vir daarlank. Ek kan praat want ek is 'n kind van die Here en ek weet waar my ma is, ook 'n kind van die Here en ek weet ons as mens moenie treur nie. Ons moenie treur nie, ons moet eintlik bly wees. Maar ons is menslik, né? Ons is vlees. Ons voel daardie pyn want ons soek daardie persoon by ons. Ek was 'n mama's girl gewees. Ek het niks aan my ma gedoen nie. Ek was swanger met my oudste kind gewees en ek agter my ma se rug gaan slaap as sy naweek op ons kom kuier. Ek was erg. Ek kon nie sonder my ma nie. My ma was my hele lewe gewees. En om dit weg te vat en nou gaan ek hier en nou het ek niemand. Ek het nog nooit so alleen in my lewe gevoel nie. Ek het gevoel daar's niemand op hierdie aarde vir my nie. Daar's niemand wat my kan verstaan of deur hierdie gaan. En as ek nou terugkyk, dan besef ek hoe die Here my alles geword het toe. Hoe ek daardie wat my ma, my hele wêreld was, het die Here daardie hele wêreld vir my geword. Want elke keer as ek daai pyn gevoel het en ek gehardloop na die Here toe en ek het by die Here se voete gaan lê en al het ek dit nie gesien nie, maar die Here het my kom volmaak. Die Here het my kom genees en die Here het my kom vul met sy gees, alhoewel ek dit in daai tydperk nie gevoel het nie, want al wat ek om my gesien het, was net donker en seer en mismoedigheid. En die Here is nie daar nie en hy stil. Maar die Here is in ons stilte. Stilte beteken nie die Here is afwesig nie. Dit beteken nie die Here het jou nou in jou eie genade gelaat en daar gaan jy's nou op jou eie bootjie en die Here wil nou niks met hierdie situasie uit te waai nie. Nee. Maar dis in daai stilte wat die Here vorm. Wat hy daai wortels wat geplant is, vorm. Sê vir die persoon langs jou, die Here is nie weg. Die Here gaan ons nooit verlaat nie. Die Here is nooit weg van ons af nie. Ons as mens voel dalk die Here is weg. Onthou ek het vroeër gesê, Daniel het deur sy 21 dae vasgegaan en hy het gesê, Here, ek hoor U nie, U stem is stil, Here, ek het gevas en ek het al hierdie dinge gedoen, Here, en ek hoor niks nie. Daniel 10 vers 12 sê, toe sê hy vir my, wees nie bevrees nie. Daniel, van die eerste dag af, dat jy jou hart daarop gerig het, om ag te gee, en jou voor jou aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor. Dit is ons bevestiging, dat van die eerste dag wat jy na God geroep het God jou woorde gehoor. Dis nie te sê omdat hy stil was, dat hy nie jou woorde gehoor het nie. Dat hy nie jou gebede gehoor het nie. Jou gebede en jou roepstemme val nie op dowe ore nie. Maar God bewerk in die stilte, bewerk hy iets anders met ons. Dink aan 'n saad wat in die grond is. As jy nou dink jy daai saadjie geplant, elke dag gaan kyk jy, weet al saad geplant. Dit gaan nie altyd goed met daai saadjie nie, maar daarby gaan ons nou kom. Maar jy plant daai saadjie met soveel verwagting, Jessie, en elke dag gaan kyk jy, is daar 'n blaartjie, is daar ietsie wat opkom, en al wat opkom is net so bossietjie. En dan dink jy, jy vertroetel daai bossie, en dan kom jy agter, is eintlik nie die saad nie, want alle saadjies lyk soos bossies, nê? As hulle opkom, dis verskriklik, ek weet nie hoekom is dit so nie, maar
dan jy gee daai saadjie water, jy pamper lank om, jy praat met hom, mag jy vryf sy blaartjies en hy moet net mooi opgroei, maar die eerste tydperk vir daai paar dae. Ek onthou toe hulle in die laerskool was, hy sê steeds in die laerskool, maar ons almal het daai projek gehad van die boontjiesaad, né? Dan moet jy die boontjiesaad in die watte sit en hom nat maak en jy moet hom nou vertroetel en dan sien jy hoe die saadjie nou uitkom, maar vir dae lank gee daai ding water in die watte, hou jy nat en daar's niks. Daai boontjiesaad gaan nêrens heen. Dis net 'n boontjiesaad, né? En dan na 'n paar dae dan sien jy okay, daar gebeur nou ietsie en dan 'n paar weke verder dan begin hy nou mooi te ontkiem en hy gaan nou mooi aan. Maar dit gebeur nie dadelik nie, né? Dit vat eers 'n tydperk. Maar in daai tydperk wil ek vir jou sê, dit is God se stilte tydperk. Wanneer ons dink God is stil want hy hoor ons nie, is dit eintlik God wat besig is om te werk binnekant ons. Want God het nie nodig om met 'n Big Bang te werk nie, né? Dit het ons gelees uit Elia uit. In die wind was hy nie, in die aardbewing was hy nie, in die vuur was hy nie. Maar ons as mens soek mos God in al hierdie groot dinge. God moet hierdie groot wonderbaarlike dinge vir ons bewerkstellig. Hier moet iemand met 'n rolstoel inkom, Here, en hy moet sommer hier opstaan en begin loop, Here, die been moet begin groei. Dis Susa Straat Revival. Ons soek daai dinge, né? Maar God is nie altyd net in dit nie. Want as ons dit nie ontvang nie, dan dink ons, ja, die Here is nie met ons nie. Die Here gee ons nie genesing nie, die Here help ons nie deur 'n situasie nie. Maar God werk ook in daardie stilte tydperk. Ook in die stilte wanneer jy voel, Here, ek gaan deur hierdie depressie, Here, ek gaan deur hierdie sieke toestand, Here, en jy doen net niks nie, Here, is God nog steeds besig om te werk. Hy's besig om jou wortels in daardie stilte tydperk te werk. En ek wil hê julle moet saam met my lees uit Matteus 13 vers 3 tot 9. Ja, die kameraman is vinnig. Genade. En hy het baie dinge daar deur gelykenisse tot hulle gespreek en gesê, 'n saaiër het uitgegaan om te saai en terwyl hy saai val 'n deel langs die pad en die voëls het gekom en dit opgeëet. En 'n ander deel het op 'n rotsagtige plek geval waar daar nie baie grond was nie. En dadelik het dit opgekom omdat daar geen diepte van grond was nie. Maar toe die son opgaan, is dit verskroei. En omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. En 'n ander deel het in die dorings geval. En die dorings het opgekom en dit verstik. En 'n ander deel het in die goeie grond geval en vrug opgelewer. 100, die ander 60 en die ander 30voudig. Wie ore het, laat hom hoor. En verder wil ek lees vers 19 tot 23. Julle kan dit op julle eie tyd ook gaan lees, maar vanaf vers 19 tot 23 openbaar Jesus dit vir ons. En hy verduidelik die gelykenis en hy sê waaroor dit gaan en hoekom hy dit so gesê het. En hy sê, as iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, dan kom die bose en roof wat in hulle hart gesaai is. Dit is hy by wie langs die pad gesaai is. Want sien, wanneer ons nie verstaan wie die Here is, en ons dink ons wil net harder skree in die stilte tydperk, en ons gedagtes kry die oorhand, dan kom die vyand en hy mislei ons. En hy trek ons weg. En ons vergeet, ons dink die Here het van ons vergeet en die Here is nie meer lief vir ons nie. Ek wil dit nou vergelyk met daardie saaiër. En sien, ons het nie daardie diep wortels in die Here nie. En verder sê hy, en by wie by rotsagtige plekke gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en dit dadelik met blydskap aanneem. Maar hy het geen wortel in homself nie. Hy is net vir 'n tyd, en as daar verdrukking en vervolging kom ter wille van die woord, struikel hy dadelik. Dit is wanneer die pyntye kom. En Jesus Christus is ons lig, ons lees dit in die woord. Jesus Christus is ons lig op ons pad. Nou gaan ons deur hierdie pyntye en dis net donker en dan dink ons, Jesusie, die woord sê die Here is met ons, maar nou is hy nie met ons nie. Die woord sê die Here gaan my nooit vergewe of verlaat nie, en nou het die Here my verlaat.
Dit is daardie mense wat al hoe dowwer en dowwer begin raak. Christus se lig raak al hoe dowwer en dowwer in hulle, want die verligting het nie dadelik gekom soos wat die woord sê nie. En by wie in die dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor. Maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord, en hy word onvrugbaar. Die Here hoor nie my hulp nie, die Here kom nie dadelik nie, maar my wêreldse vriendin, sy is daar vir my. Sy is altyd daar vir my. Sy glo nou nie in die Here nie, sy gaan nou nie regtig kerk toe nie, maar sy is daar vir my altyd. Sy is 'n goeie mens, né? Laat ek julle vertel, goeie mense gaan nie hemel toe. Want dit gaan nie oor hoe goeie mens jy was, of hoe goed jy hier op aarde iets gedoen het nie, dit gaan jou nie in die hemel kry nie. As jy nie die Here Jesus Christus bely en aangeneem het as jou saligmaker en verlosser nie, dan gaan jy die hemel nie beerwe nie. Maar nou hardloop ons eerder na iemand vleeslik toe, wat jy kan sien en voel en vat, want ek kan met my vriendin praat, en my vriendin sê vir my, dis okay, alles gaan okay wees, jy gaan okay wees, want sy is 'n goeie mens, sy vertroos my, sy bel my elke dag om te hoor of ek okay is, en die Here doen net niks, né? Want ek praat met die Here en hy praat nie terug met my nie, ek voel nie dat hy hier om my teenwoordig is, om my vas te hou en my deur hierdie tydperk te vat nie, so my vriendin is beter. Dit is daardie mense. En by wie op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en verstaan, wat dan ook vrug dra en oplewer, die 100 en die ander 60 en die ander 30 voudig. Want sien, dit is daardie mense wat tot in die stilte tydperk, tot in die tydperk waar God verlang nie met jou praat nie, maar hy hier binnekant jou besig is om te werk, en jy net gewortel bly. Jy bly net gewortel en geanker aan die Here. Here, maak nie saak of jy nie vandag met my gepraat het nie, Here, ek gaan nog steeds U naam aanroep. Here, dit maak nie saak hoeveel maal ek nog moet bid vir hierdie siekte toestand nie, Here, nog steeds is ek hier, nog steeds gaan ek aanhou bid, nog steeds gaan ek deurdruk, nog steeds gaan ek aanhou. Dit is vir daardie mense wat goeie vrug kan oplewer. Die Here is nie stil nie. Hy is net besig om dieper te werk waar ons nie noodwendig kan sien. Weer daai versie, be still. Besef julle dat God is soewerein. Dit beteken dat voor die aarde was, voor Genesis, voor alles wat ons ken en wat ons het vandag, het God reeds bestaan. En dan in ons tydperk bestaan hy, en in 'n tydperk na ons het hy ook bestaan, en hy het reeds gesien, en hy was reeds daar ook gewees. Hy is alom teenwoordig, hy is altyd met ons, en alles is in sy hand. Daar's niks wat God nie kan doen nie. Nou as ons mindset so verander, dat ons besef wie daardie God is, dan gaan ons weet dat in die stilte, as God nie praat nie, werk hy nog steeds. Want daardie God wat was en wat is en wat gaan wees en wat in alles in een tydperk reeds daar was, daardie God is besig om in my lewe te werk, al kan ek dit nie nou voel of hoor nie. Ons hoef nie altyd 'n groot gebeurtenis te ervaar om te weet dat die Here werk in ons lewe nie. Party dae is dit net een tree op 'n slag. Party dae is dit net, Here, gister kon ek nie uit die bed uitkom nie, Here, ek was so siek gewees, vandag kan ek opstaan. Ek kan loop, ek kan van hier tot daar gaan. Vandag kon ek vir my huishouding kos gemaak het. Vandag kon ek werk gedoen het. Dis een ding op 'n slag wat die Here deur jou, in jou kan werk. Dit is ons plig om in daardie stilte tyd net geanker te bly neer en stil te wees en te wag op die Here se tyd. Dis nie altyd maklik nie, maar dit is wat die Here van ons verwag. En ek bid dat die Here, as julle deur hierdie vastydperk ook 'n stilte tyd gehad het en julle het gevoel, my vas was 'n flop gewees en die Here het nie met my gepraat soos wat hy met ander gepraat het nie, wil ek vir jou sê, hou net vas. Want die vas is nie ons eindproduk nie. Die vas was net die begin van dit wat God gaan doen.
Die vas was net jou begin om te sê, Here, hierdie vleeslike liggaam gaan nie meer oor my heers nie, Here, ek wil hierdie liggaam wil ek afbreek sodat my gees kan sterker word. Ek staan op daarvoor, Here. En jy breek daardie liggaam af. So dit wat jy na die vastydperk doen, is eintlik die belangrikste. Gaan jy terug na jou eie weer? Gaan jy terug na dit wat jy altyd gedoen het? Gaan oorvreet jy die potte, Here, ek beloof ek sal dit nie doen nie. Maar gaan jy, en jy gaan haal weer al die sweets in die kas uit, en jy wees weer 'n luiaard, jy bid nie meer in die oggende nie, want kyk, nou het jy die Here vasgeklou. Here, my maag, Here, ek is honger, Here, die pyne, Here, kan nie slaap nie. Hoor, ek weet hoe voel ek op my laat. Ek het baie simpatie met hulle. Dis nie lekker om te slaap met pyn nie, hoor. Dis regtig nie lekker. Mag die Here met hulle wees, maar jy gaan deur daai en jy het so vasgehou aan die Here. Here, iets my alles, iets my alles. Nou is die vastydperk verby. Check, ek het dit gedoen. Gemeente het te vasgehou. Ek het gedoen wat ek moes gedoen het. Nou gaan ek maar net weer aan. Daai was net die begin van dit wat jy moes doen. Daai was die 1%. Die res wat God in jou nog gaan bewerkstellig en in jou nog gaan doen, is nou na die vastydperk. En dit is hoekom vas so belangrik is sodat jy moet ingesteld wees wanneer God besig is om die binnekant jou te werk en besig is om jou te werk, sodat jy nie dink die Here is stil nie. So mag die Here hierdie woord in julle harte seën en mag die Here met julle wees in julle stilte tydperk. Mag julle nie voel dat die Here het julle verlaat nie, want die Here is nie afwesig nie. Hy's nie weg nie, hy's nooit weg nie. Hy's partykeer net stil, want hy's besig om te werk. So as jy die raai stilte tydperk gaan, as dit vir maande, weke, en dan sê jy, yes Here, ek weet hy's besig om binnekant my te werk, ek weet hy's nou besig om al hierdie draadjies van hierdie situasie van my uitmekaar uit te haal en reg te maak. So volgende keer as jy deur die stilte tydperk gaan, en dan wees jy getrou. Wees net stil en weet dat die God van die hemel en aarde is besig om in jou situasie te werk. Kom ons sluit net die oë en dan sluit ons net af. Dierbare Vader, dankie Here dat U vanoggend met ons kom praat het, Here. Here, dankie dat U gekom het en ons weer eens net kom laat sien en besef het, Here, dat al is die stem stil, Here, is dit nie dat U weg is van ons af, Here. Here, ons as mens voel dat U is nie meer daar nie, Here, U het ons verlaat, U het ons gelaat in ons eie genade, Here, en dat ons is alleen in hierdie wêreld, Here, maar Here, U sal ons nooit alleen laat nie, Here. Here, die tye wat U stil is, Here, help ons om ook stil te kan wees en te kan weet, Here, dat U is die God van die hemel en aarde, Here, en dat U is besig om binnekant ons en in ons situasie iets te bewerk, Here. Here, kom en kom vul ons vermoere, Here. Here, want as ons terugkyk op die pad, Here, dan kan ons net sien hoe U ons gedra het, Here. Here, hoe U ons nog nooit alleen gelaat het, Here, al voel ons in ons omstandighede so, Here. Here, seën elke persoon in hierdie vertrek, Here. Here, ek wil vra dat U spesifiek by elke persoon kom stil staan, Here, en dat Jy sal kom volmaak, Here, en dat Jy sal nuwe krag gee, Here, om te kan deurdruk wanneer die stiltye kom, Here. Here, ek wil vra dat ons as gemeente, Here, so sterk sal wees, Here, dat ons sal kan weet dat U is besig om hierdie gemeente en elke een van ons te werk, Here. Here, help ons nou na die vastydperk, Here, dat ons nie sal gaan verslap nie, Here, maar dat ons sal aanhou met dit wat ons gedoen het, Here, en dit wat ons geleer het by U, Here, dit wat ons ontvang het van U, Here, sodat U ons mildelik kan gebruik vir die pad vorentoe, Here. Here, help ons dat ons nie na ons vleeslike sal gryp nie, Here, maar dat ons gees sal sterk word, Here, sodat wanneer die proeftydperk kom, Here, dat ons sterk genoeg sal wees om daardeur te kan druk, Here. Here, ek vra dat U ons sal behoed en bewaar waar ons op die paaie is, Here. Ons dink aan die mense wat nou nie vermoere hier kan wees nie, Here. Ek vra dat U met elke persoon sal stil staan, Here. Elke persoon wat in 'n siekebed vasgekluister is, Here, wil ek vra dat U genesende hand oor hulle sal wees, Here. Here, dat waar hulle ook depressief en alleen voel in hulle situasie, vasgekluister aan 'n bed, Here, hulle kan nêrens heen gaan nie, hulle kan niks doen nie, Here, wil ek vra dat U daar ook sal intree, Here, en dat U so by daardie persoon sal wees, Here, dat hulle sal weet, hulle hoef nie staat te maak op ander mense nie, Here, maar net op U, Here.
Here, ek wil vra dat U daardie liggame sal oprig, Here, en sal sterk maak, Here. Here, dat hulle uit hierdie proewing tydperk sal kom, Here, uit hierdie siekte toestand sal kom, Here, wat U nie in hulle gees, in hulle liggaam gesit het nie, Here, want dit is nie U wil dat ons sal siek wees nie, Here. Maar Here, dat U genesing sal bring, Here. Bring genesing oor ons gemeente ook, Here, oor die liggame, die dele van die liggaam wat af is en wat weg is, Here, kom bring genesing, Here, en kom stuur mense in, Here, om weer in te vul, Here. Here, dankie vir elke persoon wat U is, Here. Dankie vir elke persoon wat hulle bediening uitleef hierso, Here, en wat vir U werk, Here. Here, seën ons nou, Here, seën die kos wat ons van geniet, Here, seën dit in ons liggame, Here, Here, en ons dink opreg aan elke persoon wat nie iets het om te eet nie, Here. Here, ek wil vra dat U vir hulle ook sal voorsien, Here, dat U hulle warm plekkie sal gee, 'n dak oor hulle kop, Here, en 'n kos in hulle maag, Here. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.